Goeiemôre vriende, gegroet is elkeen weer in die wondernaam van Jesus. Weer uit jou hier so vanmôre. En graag wil ek weer met julle praat oor die Heilige Gees. Ons weet ons behoort aan 'n drie-enige God Vader, wat ons so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here Jesus Christus, die Seun van God, wat sy lewe vir ons gegee het ons nie agtergelaat as wese nie, maar vir elkeen wat na hom toe kom, wat hy so duur gekoop het met sy bloed, het hy aan ons elke een, wat nou versoen is met die Vader, wat wedergebore kinders van God is, ook hy helper gestuur, naamlik die Heilige Gees, om inwonend in ons te kom woon. En dis hierdie Heilige Gees, wat Filippense 2:13 van praat, wat sê, want dit is God wat in julle werk om sy wil voor te bring. En die Heilige Gees kom en hy verander ons na die gelijkvormigheid van Jesus. Soos Galasiërs 5:22 sê, hy kom gee vir ons die vrug. Hy bou die karakter van Jesus in ons in, vriende. En die vrug wat hy vir ons gee is natuurlik om te wees soos Jesus. Ons sing daai liedjie so lekker in die kerk wat sê, te wees soos Jesus, te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig. So kan ons aangaan, want dit behoort die begeerte te wees van elke wedergebore kind van God. Nou vriende, daarom moet ons ook oorgee, sodat ons nie meer leef nie, maar dat Christus in ons leef, dat sy Gees in beheer is. Romeine 8:1 sê, daar is nie meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. Maar die tweede helfte van die vers sê, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Daarom vriende, moet die eie ek, die vlees, moet gekruisig word. Ek moet minder word, soos Johannes 3:30 sê, sodat die Gees van God in my meer kan word, want hy wil my verander. En wat kom gee hy vir my? Hy kom gee vir my dit wat Christus is. Die koninkryk van God word in my gebou, sodat Christus kan regeer in my. Ek word soos Jesus, en hy gee my die vrug, die karakter van Jesus, naamlik liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek is juist besig daar om ook daaroor te praat met die mense op die audio's, op die WhatsApp audio's. As jy ooit wil audio's kry, Afrikaans of Engels op 'n daaglikse basis, dan kan jy my skakel op 076-173-8742. Theo Schultz, stuur jou nommer, jou naam, sê jy wil dit en jy kry dit elke dag, want die evangelie is vry. Christus het die prys vir alles betaal. Ons moet net 'n keuse maak vir die Here. Maar die keuse wat ons moet maak as kinders van God is nie net om gered te word nie, maar om ook gewederbaar te word en verander te word deur die proses van heiligmaking. Heiligmaking is natuurlik 'n progressiewe proses waarby die Heilige Gees van God my verander na die gelykvormigheid van Jesus. Weet jy wat? Enige iets wat die lewe die moeite werd maak, is van die Heilige Gees. En weet jy ook nog iets? Sonder die vrug van die Heilige Gees is alles net moeitevolle arbeid. Kom ons kyk dan na die eerste vrug vandag, naamlik die vrug van liefde. Liefde is allesomvattend en sonder liefde kan die res van die vrug nie geopenbaar word nie. God se keuse is dat ons voor hom in liefde sal wandel. Geen wonderliefde is die eerste vrug wat God ons gee nie. Soos Efesiërs 1:4 sê, en kom ons lees dit, soos hy in hom ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ek lees dit weer, Efesiërs 1:4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Weet jy dat God is liefde? En sonder hom is ons niks, net verlore sondaars, ongelukkig, ja, ongelukkig, ontevrede. En weet jy wat?
Die mens is soms so ongelukkig met homself, dat hy homself uitroei. Kyk na die toestand van die wêreld. Jy sien, Jesus het profeties gespreek oor liefde in ons dae. Daar in Matteus 24:12 sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Vind u dit nie ook so nie? Mense is so eiesinnig, so hepsig, dit gaan alles oor hulle self, dis omdat hulle nie die liefde van Jesus in hulle het nie. Maar laat ons kyk na watter soorte liefde die woord verwys en kom ons leer daaruit wat God van ons verwag. Heel eerstens wil ek vir jou sê, God se liefde en blydskap vir ons, dis wat God wil hê ons hê. Nie net gewone liefde nie, ons moet God se liefde en God se blydskap hê. Daarom sê Spreuke 16 vers 6, en ons gaan so 'n paar skrifgedeeltes aanhaal vanoggend. Dit sê, deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Jesaja 63:9 sê, in al hulle benoudheid was hy benoud, en die engel van sy aangesig het hulle verlos. Deur sy liefde en deur sy medelyde het hy hulle verlos. Hy het hulle opgehef en hulle gedra al die dae van die oudheid. Alles deur God se liefde. Vriende, Sefanja 3:17 sê ook, die Here, jou God is by jou. Hy sê held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap, en hy swyg in sy liefde, en hy juig oor jou met 'n gejubel. Die ander liefde wat ek wil mee oor praat, boonbehalwe God se liefde en blydskap wat God wil hê ons moet in ons hê, is natuurlik ewige liefde. Nou die menslike liefde is nie ewig nie. Ewige liefde kom ook van God af. God gee vir ons wat? Wat is die grootste ding wat hy vir ons gee? Die ewige lewe. Want die ewige lewe is in sy seun. Hy sê, wie die seun het die lewe, wie die seun nie het nie die lewe nie. En die Jesus is liefde, vriende. God gee die ewige lewe, want hy is ewige liefde. Kom ons gaan terug na die Ou Testament toe, en ons gaan blaai so 'n bietjie daar rond, en ons gaan na Jeremia 31:3. Dan sien ons dat die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, dis wat hy sê. En die Here het wat vir hom gesê, ek het jou gelief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Vriende, God het ons getrek met koorde van liefde na die deurbore sy van Jesus, sodat ons gered kan word. Die Here Jesus daar in Johannes 6:37 gesê dat elkeen wat na hom toe kom sal hy red. Hy sal niemand wegstoot nie, maar vers 44 sê dat niemand kan hom na hom toe kom as die Vader hulle nie getrek het nie. Maar die ander liefde wat God ook wil hê, ons moet in onsself hê, is natuurlik opofferende liefde. Onthou, ons praat van die Heilige Gees en die vrug wat hy ons gee, en nou praat ons net oor die een aspek, naamlik die liefde. So, hier praat ons van, daar moet opofferende liefde wees. En nou, in hierdie geval het Here Jesus Christus vir ons 'n voorbeeld daarin gestel, want hy sê vir ons in Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons, die sondaar mense, gesterf het, toe ons nog sondaars was. Welbekend Johannes 3:16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, en hy wil ek bylas, om gekruisig te word, om ons sondes op hom te neem, om die prys vir ons te betaal, sodat ons wat verlore is, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En jy sien, God wil ook hê dat ons moet boonbehalwe hierdie opofferende liefde wat hy het, ook so opofferende liefde vir mekaar hê. Ons moet mekaar altyd die ander een eerste stel. Ons moet eensgesind wees, soos die video wat ek oor gister gepraat het. Vriende, daar moet tussen ons wees nimmer eindigende, onverbreekbare liefde. Romeine 8:35, weer eens kan ons sien dat hierdie tipe liefde kom van God, want hy sê vir ons, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Sal dit wees verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, gevaar, of die swaard? En dan gaan hy verder, vers 39, hy sê, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, sal dit ons kan skei van die liefde van Christus, wat daarin om is? Glad nie, vriende, glad nie.
Maar natuurlik moet daar eensgesindheid onder ons wees en saam met eensgesindheid kom natuurlik broederlike liefde. Ons lees daar in 1 Samuel 20:17 van Jonathan en Dawid, wat so lief was vir mekaar. Ons lees en Jonathan het Dawid weer laat sweer by sy liefde vir hom. Want hy het hom lief gehad met die liefde van sy siel. Dit meen met sy hele wese. Ons leer hieruit, ons moet ons liefde aan mekaar verklaar. Jy mag vir jou broer sê, jy is lief vir hom. Niks meer verkeerd nie. Want jy sien Johannes 15:13 lees die Here Jesus, leer hy ons. Hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Het jy al in die kerk gesing, wat 'n vriend het ons in Jesus? Natuurlik het jy. Jy sien, Jesus is jou vriend, en jy sê aan hom, jy is lief vir hom. In Johannes 13:35 kom ons praat verder van broederliefde. Hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Paulus praat ook, en hy beklemtoon hierdie dinge in Efesiërs 1:15. Hy sê, daarom, vandat ek gehoor het van die geloof wat daar in Here Jesus Christus onder julle is, en die liefde tot al die heiliges. Maar vriende, ons moet nie sê ons is lief vir mekaar, en dan is dit geveinsde liefde nie. Nee, ons moet ongeveinsde liefde hê. Daarom sê Paulus ook Romeine 12:9, laat die liefde ongeveins wees, verafskiet wat sleg is, hang die goeie aan, en dan sê hy, wees hartlik teenoor mekaar met broederliefde, die een moet die ander een voorgaan in eerbetoning. Hy sê, want die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet, Romeine 13:10. En hy sê in Efesiërs 5:2, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God vir 'n lieflike geur. En dan in Filippense 2:1 waarmee ek wil afsluit sê hy, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak my blydskap dan volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. En natuurlik Kolossense 3:14, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. Dan moet ons mekaar bemoedig, vriende. Job 6:14 sê, vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend. En ons kan aangaan en nog baie praat oor liefde, maar ek dink ons moet maar afsluit, want vriende, ons kan nog praat oor gehoorsaamheidsliefde van God, Gods woordsliefde, getrouheidsliefde tot God, Gods instaatstellende liefde, regstellende liefde, vermaanende liefde, liefde vir hulle wat jou haat, soos die woord sê Psalm 109:4, vir my liefde behandel hulle my vyandig, terwyl ek gedurig bid. Jesus sê tog vir ons, bid vir jou vyande. So ek sluit af, vriende, mag die Here julle harte rig tot liefde van God en tot die leidsaamheid van Christus. Tot ons weer praat, God seën u. Amen.